Glo jy dit? Amen? Amen. Goeiemôre. Het is lekker om jullie te zien. Het is blij ons is 'n klompie mense vanoggend. Sal meer asems is 'n bietjie warm oor die binne. En dan sit nie so koud nie. Ons is so bly dat julle een en elkeen vanoggend saam met my in die huis van die Here is. Baie welkom. Geniet die diens saam met ons en mag die Here vanoggend vir julle 'n seën wees. Mag jy ook 'n seën wees vir die broer en die suster langs aan jou en mag jy dit vanoggend net geniet in die teenwoordigheid van ons almagtige Here Hemelvader. Dit is so wonderlik om in sy huis te kan wees. My liewe broer en suster, ek het 'n klompie 8 afkondigings wat ek graag vir julle wil voorhou vanoggend. Ek wil begin deur te sê vandag ook 117 jaar gelede is die AGS van Suid-Afrika, AFM, Apostolic Faith Mission of South Africa, is gestig 117 jaar gelede. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Ons is van jaar 117 jaar oud, ja, en dit is ook vandag. Dr. Weideman het vroeg vanoggend dat hy vir die klomp pastore boodskap uitgestuur, vir hulle gesê, moenie vergeet nie, ons is 117 jaar oud vandag, so ek het dit nie vergeet nie. Net vinnig, daar in die voorportaal, lees sulke koevertjies, asseblief, daar die koevertjies is daar vir gebedsversoeke, binnenin is daar 'n papiertjie, jy skryf die gebedsversoek daarop, jy kan dit anoniem doen, jy kan ook jou naam daarby sit, ons gaan daardie versoeke gaan ons nie bekend maak hier nie, die gebedsgroep gaan vir daardie versoeke bid, veral op Woensdag gaan hulle dan spesifiek vir daardie versoeke bid. Asseblief, maak gebruik van die geleentheid, skryf asseblief jou gebedsversoek op, daar is 'n kassie wat ons daar sit waar die versoeke in geplaas kan word. So ja, maak gebruik daarvan. Dan, liewe gemeente, verlede week was die Gideons by ons gewees, en dit was lekker om hulle hier saam met ons te hê en saam met ons te ontvang. Ek het hierdie week een persoon gekry wat vir my gesê het, ek wil graag 'n vriend van die Gideons wees. Jy hoef nie so 'n groot bydrae te maak nie, jy hoef ook nie elke maand 'n bydrae te maak nie, jy kan bloot sê, ek wil graag 'n bydrae aan hulle maak. Onthou, met 300 rand versprei hulle, dat ek net gou seker maak, ek wil nou nie jok vir julle nie, al wat ek weet is, met 300 rand, dink ek versprei hulle 10 Bybels. Met 300 rand versprei hulle 10 Bybels, en ek dink, as hulle so 'n paar
R300 vir hulle inbetaal, dan kan hulle 'n hele paar Bybels plaas. U weet almal wie die Gideons is. U weet ook wat se belangrike werk hulle in die koninkryk van die Here doen. En u weet ook van al die getuienisse wat daar is van mense wat tot bekering gekom het met Gideons Bybels wat geplaas is. En sommer in dieselfde asem, baie ouens wat in hotelkamers besef het, hulle is op 'n verkeerde pad, nadat hulle Gideons Bybel in 'n hotelkamer gekry het, dan los hulle die goud waarmee hulle daar aangekom het daar, en hulle gaan huis toe na hulle vrouens toe. Die Gideons Bybels het sulke getuienisse, so wat 'n belangrike taak wat hulle het om die woord van die Here te versprei. Ek nooi dus uit, die pamfletjie is by my, so asseblief, die kan vir my net kom sê. Right, dan vra ek asseblief, na afloop van die diens, dat die susters net vinnig by mekaar kom, en wil net gou praat oor die volgende week, die nagmaal. Susters, julle moet maar vinnig wees, want ons het kerkraadsvergadering daarna, en ons wil ook nie so uitrek nie weer. Ja, ons het kerkraadsvergadering na afloop van die diens, so baie dankie ook vir die kerkraad, en ek weet, dit is 'n groot opoffering, en ons gaan vandag kyk om dit korter te maak. Goed, dit is ons algemene afkondigings. Eerskomende Woensdag is die bidhuur daar by Brandstraat 50, en dan gaan Bybelstudente daar middag, so die bidhuurgroep, weet asseblief, Brandstraat 50, ek dink net, ek sal praktiese reëlings net tref met parkering daar, dat ons net wat daar genoeg plek is, maar dit ook al sê, die bidhuur is dan by Brandstraat 50 hierdie week, en hulle gaan Bybelstudente daar middag. Dan donderdag aand, donderdag is Hemelvaart, en ek noem dit nou reeds vir u, dat u bewus is daarvan. Donderdag aand 6:30 het ons Hemelvaartdiens hierso in die kerkgebou, so donderdag aand 6:30 Hemelvaartdiens hier by die kerk. Ons gaan Vrydag nie jeug hê nie, jong mense, hoor julle, nie jeug hê Vrydag nie, maar ons het wel Sondagoggend, 8:30 is Sondagskool, so asseblief ons moedig ook die ouers aan, moedig die kinders aan om Sondagskool toe te kom. Ons is op die oomblik besig met Moses, so ons leer lekker en mooi goeders oor Moses op die oomblik. Ja, en ons lesse is so dat volgende week maak ons klaar met Moses, en dan gaan ons na die volgende een toe. So, asseblief, Sondagskool, 8:30, Sondagoggend, daar is 'n bussie wat ry, broer Chris ry vir ons die bussie, hy tel die kinders op, so die kinders hoef ook nie Sondagskool toe te stap nie, dit is net die wat hier naby bly, wat ek sien wat sommer lekker stap, ons is bly dat hulle allemaal hier is. En dan Sondagoggend 10:00, ons oggenddiens, tydens daardie diens, sal ons ook nagmaal hê, so asseblief, ek nooi julle almal vir Sondag, volgende Sondag, die 2 Junie, is dit volgende Sondag die 2 is nie, ook so, ja, nooi ek hier vir die diens, en sê ook nagmaal tydens daardie diens. Dit is al die afkondigings, dan die verjaarsdag is net so baie hierdie week, ons het klaar vir Corneille gelukgewens met haar verjaarsdag vandag. Die 27ste is Ashley Richards, ook Edenay Burger, sy verjaar ook die 27ste, dan die 29ste Snyman Barnard, en dan die 30ste, ek weet hulle is weg, maar nog steeds, ons sê vir hulle geluk, hulle is deel van ons harte, klein Annie van haar Wold, Henrielle se dogtertjie, sy verjaar die 30ste. Dan sal die 31ste, en dit is Vrydag, verjaar Tenita, baie geluk vir Tenita, en dan broer Kenneth, verstaan jy verjaar ook die 31ste? Ja, sy baie geluk, mag jy ook 'n wonderlike dag hê. Ek sê ook Ellen vir jou sin daai dag.
sal net moet seker maak wat se skool werk jy. Dat ek nie, terwyl jy daar in die theater is, losstrekking vir jou sing, gaan hy, as jy nog wakker word op hy tafel. Ek trek jou been, broer, ek trek jou been. Ja, ons is bly dat ons ook ons mense kan gelukwens met hulle verjaarsdag. Ons is dankbaar teenoor die Here vir dit. Broer en suster, dit is al die formaliteite. Ek wil graag by ons oggendgebed kom. Daar is ook 'n klompie versoeke wat ek vanoggend by die Here se voete wil plaas. Ek wil net sê, vanoggend is ons dankbaar en bly, sê nie dat jy hier is vanoggend, sê nie getuig vanoggend toe sy by daai deur instap, dat die Here is besig om vir haar groot goed te doen. En ons vertrou die Here saam met jou daarvoor, suster, hoor. Ons vertrou die Here saam met jou. Melanie, jy gaan een van die dae na die oogmense toe. Ons weet, die Here gaan met jou wees en dat alles voorspoedig gaan wees. En ons is ook dankbaar en bly daarvoor. Ek het nie verneem nie, hoe gaan het met John, meisie? Sit er al die kant te loop die stuurstof by Osgegaan by die gemeente, hy sê hy mis allemaal en so hy luister vir julle elke dag in, maar hy kan nie soms die sien ook op die stuurstof, hy kan pak en hy slaap. Ons trek ook vanoggend in vir John, dat die Here by hom stil staan en vir hom aanraak, en die Here ook vir hom onderneem. Klompie mense wat vir my laat weet dat dit gaan sommer heel wat beter met hulle. Ek sien nie vanoggend vir suster Aneta nie. Sy het gesê dit gaan beter met haar. Maar ons vertrou die Here om ook vir haar aan te raak, dat sy volmaakte genesing sal hê vervang. Dan suster Annetjie Kastelein draai, sy is terug by die huis. Sy is deur 'n baie moeilike tyd. Dit gaan beter met haar. Ons vra die Here om regtig haar genesing ook volmaak, dat dit ook volmaak sal wees en ook spoedig. Dan ook ons suster Gesina Ferreira, sy het ook nodig dat die Here regtig vir haar aanraak, die Here vir haar ook genees. Dan Chris se vriend Janie Rood is in ICU by Belenomi. Ons dra vanoggend vir Janie ook op die Here, dat die Here regtig by Janie stil staan vanmôre, vir ons sal aanraak. Die Here vir ons sal onderneem. Dan klein Leon Kreer, daar is komplikasies, maar ons vertrou die Here om daai klein seentjie se lewe te neem en dit om te draai in 'n groot getuienis. Ons vertrou die Here dat hy vir klein Leon gaan aanraak. Ek wil vanoggend ook die volgende versoek wat ek het, is vir die huwelike. Liewe broer en suster, daar staan soveel gebroke huwelike, daar staan soveel mense wat regtig stoei en swaar kry. Ek wil vanoggend vir elke huwelik waar is, wil intree en vra dat die Here vir elke huwelik sal onderneem, by elkeen ook sal stil staan. Ja, ek weet, baie keer is ons self te blameer vir die foute, maar kom ons vra ook vir die Here om in te gryp deur sy gees in die huwelike in hierdie dag. Dan die van Neil gesin, Linda hulle, die hele gesin is siek. Ons dra op vanoggend aan die Here, dat die Here regtig vir hulle onderneem, ook vir hulle genees, waar hulle sal stil staan. En dan Frida se mommy, Tannie Leens, Alexander, ons vertrou die Here om vanoggend daar by haar stil te staan, waar sy die siekeboeg lê, en die Here regtig vir haar sal onderneem, en die Here vir haar sal aanraak en genees. Dit is 'n groot lys. Elke naam is by God bekend, elke omstandigheid is by God bekend. As jy vanoggend 'n versoek het wat jy wil doen, asseblief, jy is welkom om dit nou te doen. My broer Teens Skelbrand is gediagnoseer met prostaatkanker. Kan ons hom bid? Ons gaan vir broer Teens Skelbrand en die opdrag aan die Here opdra vanoggend, dat die Here ook vir ons sal stil staan, dat die Here ook vir ons sal onderneem. Ja, by God is niks onmoontlik nie. Alles is moontlik. By God is alles moontlik. Ons
dra op hom, Here. As U nog versoeke het wat U wil doen, asseblief. As jy vanoggend net wil sê, Here, hier is my hand, hier is my hart. Daardie versoeke is wat God bekend. En God gaan by elkeen van hulle stilstaan. Ek weet dit, ek spreek dit vanoggend. As jy vanoggend ook net 'n dankbare hart het, wil jy nie net saam met my ook net sê, dankie Here, dankie. Dankie vir die hande. Kom ons sluit die oë. Maar Vader, in die oggend kan ek nie anders as om te sê, baie dankie. Dankie Here, vir U goedheid, U guns, U genade, U getrouheid, U liefde. Here, baie dankie, dat U vanoggend U self gesien, al die hande wat opgaan om te sê, dankie Vader, dankie. Here, ons kan nie genoeg dankie sê nie, en ek weet, ons laat dit ons naam om genoeg dankie te sê. Here, ons is so maklik om te vra, maar ons is so traag om net te sê, dankie, Vader. Here, vanoggend sien ons harte, en U sien, wanneer ons vanoggend sê, uit die diepte van ons harte, uit ons diepste wees, sê ons vanoggend vir U dankie. Vader, die seëninge uit U hand is ontelbaar. Baie dankie daarvoor. Ag Here, maar ons kan ook nie anders as om te sê, ons is mens, en ons kom na U toe, in ons nood, en ons kom vra vanoggend vir U, dat U asseblief ook vir ons sal onderneem. Here, het U elke hand gesien wat vanoggend opgegaan het, elke versigtiging wat daar is. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, dit maak nie saak wat daar die versoeke is nie. Ek weet, Here, hoeveel getuienis ons al in hierdie gemeente gehoor het, van iemand wat sê, weet jy, ek het my net my hand opgesteek, en ek het eintlik getwyfel of God my versoek sal verhoor, en dan was ek verbaas gewees om te sien hoe God onderneem het. Daarom, Here, kan ons vanoggend weer eens die vermoediging neem om hande op te steek en sê, Vader, onderneem asseblief tot die volheid van die genade. In elke omstandigheid, of dit maak nie saak wat dit is nie, ons dankie dat ons dit kan doen. Here, elke naam wat vanoggend voor U genoem is, draag nou nie om. Ek wil vanoggend spreek op die vertroue uit, dat U by elkeen sal vertoef, by elkeen sal aandoen. Here, ek gaan nou weer die naam herhaal nie, hulle is by U bekend, maar ek wil net graag vra, 'n groot behoefte onder ons mense, is dat U sal stilstaan by huwelike. Here, dat U sal ingryp in die huwelike. Vader, ek weet, jou Satan is listig, en hy loop rond, en hy soek net moeilikheid, en hy saai net onmin, maar Vader, ek weet ook in hierdie dag, dat U, Here, gryp aan, deur die Gees in lewens. Dankie dat ons vanmôre al hierdie versoeke by U voete kan kom plaas. Dankie Here dat ons vanmôre ook die vertroue kan uitspreek, dat U sal onderneem tot die volheid van U genade. Dankie Vader, dankie. Amen en amen. Broer en suster, ekskuus, ek het net een ding nagelaat wat ek net vanoggend vir U moes noem, en dit is, as U van iemand weet wat graag wil inskakel op ons diens terwyl ons diens het, dan kan hulle of op TikTok kan hulle op AGS, is dit AGS Brandfort, kan hulle ingaan op TikTok, dit is 'n lewendige uitsending wat daar is. Andersins kan hulle op Bakkiesblad, op Facebook, kan hulle op Rikus se naam ingaan. Rikus sal jou, Rikus is dit net Rikus Pretorius. Rikus H.J. Pretorius, ekskuus, H.J. Pretorius. Rikus H.J. Nee, daar is ek nou, seker nou reg. Rikus H.J. Pretorius, is ek nou reg? Rikus H.J. Pretorius. Sloop in daarso, as jy nie hier kan wees nie, luister gerus na die dienste asseblief. Daar is taal mense wat wel, daar stop mense in die Kaap wat luister na ons dienste, ons is so dankbaar daarvoor. Ons dank die Here daarvoor. Maar asseblief, as jy hier is, kom wees hier, kom wees deel. Die fellowship is nodig.
Ons het nodig om by mekaar te wees en ons het nodig om die naam van die Here saam groot te maak. Ons gaan dit ook dan nou doen vanoggend. Ons gaan lekker opstaan, ons gaan lekker saam sing en die naam van die Here saam groot maak. Kom ons sing lekker saam. Ek het die woord lekker nou 4 keer gebruik, het julle dit gehoor. So ek hoop dis vir jou lekker in jou hart om vanmôre die Here se naam groot te maak. Kom ons gaan opstaan en saam sing.
Glory time, Christ Jesus, the
Turn your eyes upon Jesus. Dan is dit my gebed dat elkeen sal weet waar is hulle hulp vandaan, en dit is van die lewende God wat hemel en aarde geskaap het. Here, wanneer ons sing van u majesteit, van u grootheid, dan weet ek vanoggend, Here, dis 'n verklaring wat ons maak, en Here, wat ons vanoggend sê, aan u kom toe die lof, die eer, die aanbidding. Ons kan nie anders as om te sê, worship his majesty. Vader, en vanoggend is dit my gebed, dat elke een wat hier is, en hulle wat ook nie vanmôre hier is nie, dat hulle sal weet, my hulp kom van die God wat hemel en aarde geskaap het. Dat niemand sal twyfel daaraan nie, maar Here, dat wanneer ons dit sing, turn your eyes upon Jesus, dat ons dit sal bedoel, en dat ons sal weet waar ons gevlug is, in Jesus naam. Here, seën elke een met u krag, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe broer en suster, vir ons mense te laat. Ja, as ons in die stadium, ek kan Desiree wil die microfoon so bietjie uit, is net vir my makliker, maar ek die woord bedien, dat ek nie die microfoon in my hand het nie, en ek sukkel bietjie om te multitask hierso met blaai hiernatoe, blaai daarnatoe, en om die microfoon vasthou, so, ja, dis wel. En die ander ding is, ek is net bang ek raak kwaad vir iemand, en ek gooi ook om aan die microfoon. Dis maar die ander ding, nie geloof dat nie. My liewe broer en suster, dit bly altyd vir my 'n groot en 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here te bring, soos wat die Here dit op my hart lê, en ek weet telkens, elke keer, wanneer die woord van die Here uitgaan, is daar iemand met wie die Here praat. En ek moet vir u sê, moenie dink die Here praat nie met my nie. Ek het ook gesê, die Here praat eerste met my. So, elke boodskap wat uitgaan is in elk geval vir my ook bedoel. So, weet dit asseblief. Dit is vir my altyd lekker dat ons kan sit rondom die woord van die Here, en ek het dit al telkens vir u gesê. Weet een ding, jy weet ons nou, as jy 'n nuwe motor gaan koop, die van die wat bevoorreg is om dit te doen, en jy gaan koop 'n nuwe motor. So jy daai van jou kussie oopmaak uit 'n ander mooi Afrikaanse naam. Mosienes. As jy daai Mosienes oopmaak, dan is daar 'n boek in. En
is 'n handleiding, 'n eienaarshandleiding. Die van julle wat Toyota koop, hy is mos in Afrikaans. Eienaarshandleiding. Die ander fabrikate, ek dink nie hulle is in Afrikaans nie, ek dink hulle is net in Brits. Maar weet, die eienaarshandleiding vir ons lewe is die woord van God. Hier is jou eienaarshandleiding. Rig jou lewe na die woord van God. Hierdie is jou eienaarshandleiding. En moenie dit vergeet nie. Ek wil ook vanoggend sê, ek moet daarom net vir u sê, ek weet daar is op hierdie stadium niemand wat klaar om te sê, ons sing te veel Engels of ons sing te veel Afrikaans nie, maar dit is lekker om in albei tale te kan sing. En ek weet, daar's net party goed wat net beter en lekkerder sing in Engels as in Afrikaans. Dit is net eenvoudig so. So asseblief, vir die van u wat verlang, ons sing beide tale, so groot asseblief, kom ons gebruik die musiek om die naam van die Here groot te maak. En kom ons, laat ons nie afsit deur wat se taal ons sing nie. In die weermag het ons altyd, het ons maar die ding gehad. Dit was 'n spottery, maar ek sê nou vir julle, ek het eintlik die Engelssprekers met tye jammer gekry in die weermag. Van ek nie onthou, het ons gepraat van die Souties en die taal van die Antichrist. Ja, hulle het baie gou Afrikaans leer praat, dit is baie waar. Die eerste keer as ek op verhaal sê, sien jy daai boom. Hulle het naderhand nie eens meer gewonder wat beteken sien jy daai boom, hulle het net 'n blaar gaan halfvlieg op verhaal. En hulle het elke keer geweet, dit sal die verkeerde blaar wees, so het maar net weer 'n keer gegaan. Maar hulle het gou leer Afrikaans praat, en ons het daai tyd dat ons vir hulle gesê, hoorie kerels, die hemelse taal gaan in elk geval Afrikaans wees, so julle moet leer om Afrikaans te praat. Ja, maar grappies op die stokkie. My liewe broer en suster, ek kom vanoggend wil ek vir u 2 verse graag lees, en ek gaan dit lees uit die Afrikaanse 53 vertaling uit. En die eerste vers wat ek vir u gaan lees, is 'n baie bekende vers, dis Joshua 24 vers 15. Die almal ken eintlik die vers, maar ek wil dit graag vanoggend vir u lees uit die 53 vertaling. Die tweede vers wat ek gaan lees is uit Deuteronomium, dit is uit Deuteronomium 30, dit gaan op vers 19 wees, maar eers gaan ek vir u lees Joshua 24 vers 15. Dit is, waarom is so in die voorkant van die Bybel, net na Deuteronomium volg Joshua, so dis Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium en Joshua 24 vers 15, hoor mooi sê hier, hy sê, maar, as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, dis Joshua wat hier met die volk van Israel praat. Hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dan wil ek vir lees Deuteronomium 30, dis net so 'n paar bladsye voor dit, Deuteronomium 30 van vers 19. Ek gaan net die een vers wat daar vir lees, vers 19 van Deuteronomium 30. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood. Die seën en die vloek het ek jou voorgehou.
dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, tot sover die woord van die Here. My liewe broer en suster, ek wil vanoggend bietjie met u praat rondom die keuses wat ons maak. Die feit van die saak is, God dwing niemand eerstens om 'n keuse te maak nie. En tweedens sal God nooit ooit van jou verwag dat jy keuses maak teen jou eie wil nie. Jy neem die keuse. Maar dit is waar die gevaar in lê, is omdat ons eie keuses maak. Baie keer maak ons keuses en dan kies ons die dood in steede van om die lewe te kies. Is dit nie so nie? Soveel keer kies ons om die verkeerde goed te doen. Weet, daar is 'n lekker Engelse sêding, en as ek nou vanoggend 'n klompie Engelse goeders, ek gaan nou ook vir julle lees uit die Engelse Bybel uit, maar kom ek vir julle sê, hier is nou 'n paar Engelse sê goed vanoggend, maar weet asseblief, ek is bitter lief vir my eie taal, Afrikaans, en dit is ook dan nou hierdie jaar wat hy 100 jaar oud is, maar ja, in Engels sê ons, the choices you make, the consequences you take. Nee. En ongelukkig is daar baie mense wat dit so vinnig vergeet. Wanneer die moeilikheid kom, dan soek hulle iemand om te blameer, behalwe jouself. En wie se skuld is dit? Jou eie skuld. Dis die keuses wat jy gemaak het. Jy weet, ek dink baie keer is daar mense wat net nie besef, sekere keuses wat jy maak, gaan 'n invloed op jou lewe hê ver vorentoe. Ek bedoel, vat nou maar een van daai keuses wat jy maak is, jy maak 'n keuse vir die vrou waarmee jy gaan trou. En man, as dit nou 'n fout is, sorry John, dan is dit nou maar 'n fout. Nee, ek trek nie been. Die feit van die saak is, my liewe broer, suster, baie keer dan maak ons hierdie foute. Ons maak hierdie foute, maar as ons hierdie foute maak, moet ons weet, daar gaan gevolge wees as hy nou hierdie foute maak. Ek kan net vir die Here sê, dankie vir die vrou waarmee ek getrou het. Dit was nie 'n fout gewees nie. So ek is dankbaar vir haar. En dankie dat sy aan my sy staan en dat sy vir my daar is en my ondersteun en alles wat ek doen. En dankie Here daarvoor. Nou sê, Kenneth, hoor jy daar? So sy is dankbaar dat jy haar man is, hoor. Jy kan my wees broer. My liewe broer en suster, ek moet vir julle sê, dit is ook so, ons maak foute. Ons maak slegte besluite. Maar wat ek vanoggend vir julle wil sê is, die woord van God kom en hy leer ons, hoe moet ons besluite maak. Hy kom leer vir ons, sodat ons die lewe sal kies en nie die dood sal kies nie. Jy sien, ek het reeds nou gesê, daar is sekere verantwoordelikhede en daar is sekere gevolge wanneer ons keuses maak. Kom ek vereenvoudig dit, kom ek maak dit maklik. As jy gaan inkoppies doen, dan kan jy nie net daar trollie inpak en inpak en inpak en inpak nie. Dis die verantwoordelikheid wat daar op jou is om te weet, ek het 'n begroting en volgens hierdie begroting moet ek 'n inpak in die trollie. En nou, as ek nou te veel ingepak het en ek kom daar by die kassier en my kaart van die deur gaan nie, dan is dit 'n gevolg. Verstaan jy dit? Nou sit ek met die gevolg.
nou sit ek daar, nee, ek sit nie, ek staan ons nou. Ek staan nou daar, met 'n rooi gesig, want ek kan nie betaal vir hierdie tollie volgoed wat ek ingelaai het nie. Ek het afgesien van my verantwoordelikheid, ek het net ingepak, en nou sit ek in die gevolg. En dan, dis eintlik amazing, die oomblik, as daai kassier vir jou sê, insufficient funds, dan kyk hy julle winkel vir jou. Het het al met julle gebeur? Baie keer. Ja, as sy sê, insufficient funds, dan kyk hy julle winkel vir jou. En dan sê, nie net rooi nie, jy is maroon in die gesig. Jy weet nie waarom jou kop in te steek nie, maar die feit van die saak is, dis die gevolge wat jy nou moet dra. Kom ek gee vir jou 'n ander voorbeeld. 'n Goeie vriend van my, Joe van Berg. En Joe is 'n dierbare kind van die Here. Joe sê altyd, hy sê wanneer ons keuses moet maak, dan vra ons vir die Here, Here, is dit links of is dit regs? As jy antwoord die Here jou, dan sê die Here vir jou, Johan, ek is lief vir jou. Dan sê jy, nee Here, dis nie wat ek gevra het nie, ek vra as dit links of is dit regs? Dan sê die Here, Johan, ek is lief vir jou. Here, maar ek vra links, ek vra regs, wat er ene? En God sê, ek is lief vir jou. Hoekom dink jy sal God vir jou sê, ek is lief vir jou? Want God weet, die besluit wat jy gaan neem, sal God vir jou daar wees. En hy weet, hy gee vir jou die gesonde verstand op daardie stadium, daai besluit te neem, en dan gaan God by jou staan. Ja, dit is so. Hy gee vir jou die gesonde verstand om nie stupid besluite te neem. Want baie keer, dan wil ons sê, God moet ons antwoord, Here, ek wil hierdie nuwe voertuig koop. Ek wil die Mahindra 700 koop vir my vrou. Johan, jy kan dit nie bekostig nie. Here, maar ek wil hierdie voertuig koop asseblief. Here, antwoord my nou asseblief, ja of nee. Die Here sê, Johan, ek het jou lief. Here, ek verstaan nie. God weet, ek kan nie daai 700 bekostig nie. Nie vir my nie, nie vir my vrou nie, nie vir niks nie. En God sê vir my, jy kan hierdie vraag nie vir my vra nie, want ek het jou lief. Jy is besig om jouself in die voet te skiet. Jy sien, God laat ook toe dat ons sekere dinge met ons gebeur. Ek het vanoggend, was dit vir my so mooi in die sonnaskoolklas wat ons bietjie praat oor Moses. Want hy hele ons het op Vrouedag het ons gepraat oor vrouens in die Bybel. En die tweede vrou waaroor ons gesels het was Miriam gewees. En Miriam het ons gesê was hierdie formidable vrou gewees. Sy was die oudste van die gesin. So eintlik was sy die leierfiguur onder die kinders. Ja, sy het haar goed van haar taak gekwyt. Maar ongelukkig het sy ons later die fout gemaak om te sê, Here, jy weet, ek is 'n beter leier as Moses. Kom lei ek nie die volk nie. En toe sy haar straf gekry, toe sy melaatsheid gekry. Maar, dink julle, toe Miriam gebore was dit per toeval? Nee. God het juis haar, die oudste van die gesin, laat gebore raak,
sodat sy later kon uitkyk vir Moses daar in die mandjie tussen die riete. As sy nou die jongste was, dan sou sy nog nie gebore gewees het om na Moses te kyk nie. God het 'n plan met haar lewe gehad, soos wat hy 'n plan met Moses se lewe gehad het. Jy sien, Miriam moes daar wees sodat Moses kon bly leef, want dit was deel van God se plan. En Moses sou eendag die volk uitlei uit Egipte land uit. Miriam het voor 'n keuse gestaan toe sy gaan vra het, maar kan ek nie maar die leier wees nie? Sien jy wat ek bedoel? Nou is dit op daai stadium waar God vir haar sou sê, Miriam, ek is lief vir jou. Ja, maar Here, ek wil die leier wees. Miriam, ek is lief vir jou. Jy sien, baie keer dan wil ons 'n saak forceer en dan net te weet, die keuse wat ek gaan maak, moet een wees wat lewe kies. Die keuse wat ek maak, moet ek lewe kies en nie die dood nie. Sien, baie keer ook, dan sê ons vir onsself, nee, kan dit in my eie lewe, kan ek vir u sê. Ek was vir baie lank nou, was ek in die weermag gewees. U weet dit, ja, ek weet, maar God het dit gebruik as 'n leerskool en 'n leerproses, sodat hy eendag vir Johan Marx hier in Brandfort kan kom praat. Sodat ek nie hier fisiese oorlog kom maak nie, maar dat ek hier geestelike oorlogvoering kan kom doen, hier op Brandfort. Sien, God het dit geweet, ek het dit nie geweet nie. En soos wat goed met my gebeur het in my militêre loopbaan, het ek baie keer gesê, Juster, hoekom dit, hoekom dat, hoekom hierdie, hoekom daai? Want op die uiteinde van die dag, jy weet, en dis soos wat die weermag ouens praat, I've been there, I've done that, ek het hy t-shirt, ek het hom uitdra. Baie keer laat God hierdie goed toe, sodat jy met iemand anders kan deel in empatie. Jy sien, jy kan vir jouself gevra, en ek weet, die is mense wat op Brandfort gebore en getoe is, maar jy is ook baie mense wat van elders afgekom het, en jy vir jouself sê, regtig, hier in hierdie dorpie, hier waar daar nie elektrisiteit en water is nie, en as daar is, dan is dit nie so nie, dis nie genoeg nie, en ek weet nie wat ons nie. Broer, suster, God het 'n plan met jou lewe. Jy is geplaas hier vir 'n doel. Jy sien, jy kan nou vir jouself sê, dit was 'n verkeerde keuse wat ek gemaak het om Brandfort toe te kom. Ek weet nie of al van julle is wat so voel in jou hart nie, maar daar is ook van julle wat voel, daai was nie 'n goeie keuse gewees nie. As daai keuse van jou was vir die lewe, is jy op die regte plek. God sal sorg dat jy weer gedra word. Ek wil vanoggend vir julle sê, keuses wat ons maak ons in vryheid. Niemand wil jou om 'n keuse te maak. Niemand staan hier met 'n rolletjie in jou kop en dwing jou om 'n keuse te maak. Die keuses wat ons maak, kom hier uit ons hart uit. Maar die feit van die saak is, ek en jy, as kind van God, hoe maak ons keuses? Ek wil vir julle net vinnig, en jy hoef nie na dit te blaai nie. Ek wil net vir julle vanoggend, ek wil vir julle 'n vers lees uit die Nuwe Testament, uit 1 Petrus, ek kan dit vir julle lees in Afrikaans, maar dan wil ek dit graag herhaal in Engels,
Want in Engels sê hy eintlik presies wat bedoel word, maar ek wil 1 Petrus 2 vers 15 en 16 vir julle lees. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vrye mense en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Nou wil ek dit graag vir julle lees in Engels. Hoor hoe perfek sê hy hierdie bedoeling. In Engels is dit mos nou 1 Peter 2. Ek lees vir u. Make the master proud of you by being good citizens. Respect the authorities. Jo, ons is nie happy met die regering van die dag nie. Wat sê die Here vir ons? Respekteer hulle. Of jy nou van hulle hou of nie, respekteer hulle. Hoor nou hierso. Whatever they level, maak nie saak wat se vlak hulle is. They are God's emissaries for keeping order. Of hulle dit nou sleg of goed doen, dit maak nie saak nie. Dis wat die woord van God van ons vereis. It is God's will that by doing good, you might cure the ignorance of the fools who think you're a danger to society. Hoor gou hier. Exercise your freedom by serving God. Jou vryheid om God te dien. Not by breaking the rules. Weet jy hoeveel van die kinders van God is hier onskuldig? Hoor mooi wat hy sê. Exercise your freedom by serving God, not by breaking the rules. Hy gaan verder. Treat everyone you meet with dignity. Hoor nou. Love your spiritual family. Hier is 'n opdrag vir ons. Love your spiritual family. Revere God. Respect the government. My broer en suster, ja, ons is in 'n vrye land. En in hierdie land van ons propageer ons ernstig om te sê daar is vryheid van spraak ook nog. So elke ou kan sê wat hy wil. En gaan nie verder en sê dat dit fout van die saak is. God sê, ten spyte daarvan dat hy vryheid het, sê hy, respekteer hom. Hoor jy? Hy sê, ten spyte daarvan dat jy die vryheid het, moenie die reëls oortree nie. Want dit is nie vryheid nie. Om die reëls te breek is nie vryheid nie. God hou my verantwoordelik vir die keuses wat ek maak. In die vryheid wat ons het, is ons mos nou se dae geneig om baie maklik te sê, ja, maar God se genade is groot. Is so. God se genade is massief groot. Maar kan ek met God se genade speel? Ek kan nie aanhou om in sonde te leef nie. Dis juis wat God vir ons sê. Want weet jy, ek wil uitkom by nog 'n voorbeeld. Ek wil graag vir julle nog 'n vers lees. En dit is vir my die kruks van die keuses wat ons maak. Ek gaan vir julle lees uit Matteus 7 vers 13 en 14 in die Afrikaanse Bybel 53. En dan gaan ek ook weer vir julle die Engelse Bybel ook lees, maar ek wil graag vir julle hierdie vers, en dit is bekende verse, maar ek wil dit graag vir julle voorhou, dat julle dit saam met my lees asseblief. Matteus 7 vers 13 en 14. Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament.
7de hoofstuk. Dan sê Jesus hier, hy sê, gaan in deur die noupoort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Broer en suster, ek sê nou vir hierdie is 'n keuse wat die meeste mense elke dag uitoefen in hulle lewe. Is om op die breë pad te wees, die breë pad te wandel. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk, dat ek net eers vir die Engelse gedeelte lees. Ek lees uit die Engelse Bybel. Matteus 7 vers 13 en 14. Matteus 7 13 and 14. Don't look for shortcuts to God. Hoor julle dit? The market is flooded with surefire, easy-going formulas for a successful life that can be practiced in your spare time. Dis net so in my spaartyd wat ek die Here gaan dien. Don't fall for that stuff, even though crowds of people do. Almal doen dit. Nou doen ek dit ook. Nee, sê hy, don't fall for that stuff, even though crowds of people do. The way to live to God is vigorous and requires total attention. Wat sê die woord van die Here vir ons? Jy moet 'n keuse maak of jy op die nou pad en of jy op die breë weg is. Hy sê vir jou, as jy kies om op die nou pad te wees, dan is jy besig om lewe te kies. Hy sê vir jou, maar as jy die nou pad kies, dan moet jy weet, dit gaan woes wees. Jy moet weet, dit gaan nie maklik wees nie. Jy moet weet, dit gaan jou volle aandag verg. Hy sê vir jou, daar is nie shortcuts nie. Dis mos een van die goed wat ons van hou in die lewe. Die ouens wat op die rekenaars op werk, net Charles, hulle create ons shortcuts op die rekenaar ook. By God is daar nie shortcuts nie. Daar is nie shortcuts nie. Hy waarsku ons daarvoor. Hy waarsku ons. Dit gaan nie gemaklik wees op hierdie nou weg nie. Hy waarsku ons dat die smal weg gaan nie net maanskyn en rose wees nie. Nee, hy sê vir ons, dit gaan nie maklik wees nie. Jy sien, maar nou het ons die keuse gemaak. En nou, net na rukkie wat ons die keuse gemaak het, is die aanslag kwaai. En so, sê vir my, die aanslag op 'n kind van die Here se lewe is nie kwaai nie, dan sê ek vir jou, die praat nonsens. Want ek sê nou vir jou, die Satan wil jou aanval. Hoekom? Want daar is iets kosbaar binne in jou. As 'n dief inbreek, breek hy by 'n leë huis in. Wat waar het hom om by 'n leë huis in te breek? Nee, 'n dief breek nie by 'n leë huis in nie. Daarom, hoe meer voel jy van Christus binne in jou is, hoe meer wil die vyand jou aftakel. Jy sien, die oomblik as dit gebeur, dan moet ons weghardloop. Dan sê ek spyt oor die keuse wat ek gemaak het. Wat sê God vir ons? Kies die lewe. Ek en my huis, ons kies om die Here te dien. Jy sien, die oomblik as dit vir jou voel, iemand anderster beskou jou dalk as 'n niks werd, omdat jy Christus gekies het.
Die oomblik as dit vir jou voel dat jy nie meer waarde nie, dan wil ek vir jou sê, jy moet weet, jy is kosbaar. Jy is van onskatbare waarde vir God. Hy wil jou graag daar hê, hy wil jou op jou pad hê, hy wil hê, jy moet daaraan werk, aan jou woning, eendag daarbo. Want onthou, hierdie is tydelik, hierdie is tydelik, dit gaan verby, dit wat hier op aarde is, gaan jy nie saamvat hemel toe nie. Wat gaan jy saamvat? Hulle, wat kinders van God is. Dit gaan jy saamvat. Rykdom, geld, besittings, voertuig, niks gaan jy saamvat nie. Maar wat gaan jy saamvat? Hulle, wat kinders van God is. Ek wil hê vanoggend jy moet een ding weet. Jy wat vanoggend hier sit, besef vanoggend, jy is die oogappel van ons Vader. Jy is sy oogappel. Vir jou het hy bitter baie lief. Hy het sy seun gestuur, Johannes 3 vers 16, om vir my en vir jou sondes te kom sterf. Hy het sy seun gestuur, sodat ons vry kan wees. Nie vry om aan te gaan, omdat sy genade te mors nie. Nie vry om te lewe soos ons wil nie. Nie vry om reëls te breek. Nee, vry om hom te aanbid en om sy kind te wees. Vanoggend wil ek jou nooi. Ten spyte daarvan dat jy weet dat die aanslag gaan kom, want hy gaan kom. Ten spyte daarvan gaan jy vanoggend saam met my lewe kies, of gaan jy vanoggend kies om op die breëweg te wandel. Broer en suster, hierdie handleiding van God vir ons lewe, vra vir ons vanoggend, maak die regte keuses. Wandel volgens die regte keuses. Mag dit so wees in een en elkeen van julle se lewe. Kom ons sluit die oë. Almagtige Here en Hemelvader, help my asseblief dat ek deurentyd die korrekte keuses sal maak. En dat ek U hart sal bly maak, Here, deur die korrekte keuses te maak. Dit wat ek elke dag doen. Here, help my dat ek sal aanhou wandel, nooit ooit sal moet opgee om op hierdie nou pad te loop. Here, wanneer dit moeilik en taai raak en wanneer ek begin twyfel, vra ek U om my te herinner dat ek telkens sal onthou, ek is die oogappel. U het die seun gestuur om vir my sondes te kom sterf. Want U ag my belangrik. En daarom, Here, kan ek vanoggend sê, ek is U kind. Omdat ek weet, U het my gered deur die bloed van die Seun Jesus Christus. Vader, elke tree wat ons gee, elke asemteug wat ons gees het geleer, mag ons dit gebruik om te bou aan ons hemelse woning. Here, dat ons sal weet wanneer die aanslag kom, dat ons is besig om te bou aan ons uiteindelike woning daar by U. Seën een en elkeen. Amen en amen. Broer en suster, ek gaan nie nooi, ons gaan opstaan, ons gaan
saam weer 'n keer, lekker. Ek gaan die geleentheid gee. Ek gaan die geleentheid gee dat ons offergawes hierdie skatkis kan plaas. Oor God se tipe hierdie skatkis, net weer 'n praktiese redeling, as ons kan asseblief, kom ons beweeg hierdie gangetjie af, of is ons nie af, ja, is af. Ons begin, ons beweeg hier af in die skatkis, en dan beweeg ons daarop, en waar gaan die asseblief net om die verkeer te reguleer, gaan het dit ook die makkelijker maak. Baie dankie. Here, baie dankie dat ons vanoggend vir U kan sê dankie. Dankie Here, dat ons vanmôre kon saai in hierdie skatkis. En ek weet Here, dat nou wanneer ons hierdie skatkis oplig, en ons dit by U plaas in die derde hemel, dat U hierdie saad neem en dit vermenigvuldig, soos wat U behaag. Here, ons weet, dat U gee aan ons opdrag hoe om hierdie saad aan te wend. En ek weet ook, Here, dat ons met 'n fyn oor luister oor hoe om daarmee te werk te gaan. Dankie, Vader, vir hierdie groot en wonderlike voorreg in Jesus naam. Dankie, Here. Here, nou, die kinders wat vanoggend hier teenwoordig was, dit is vanoggend, spreek ons die seën oor hulle uit. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Here, dankie dat ons dit vanoggend ook weet. Dankie dat ons dit vanoggend kan neem en dit ons eie maak. Dankie, Vader, vir U liefde en U genade. Here, elke plek waar ons hierdie week beweeg en ons voet neersit, verklaar ek vanoggend, gaan ons opwys vir U koninkryk in Jesus naam. Amen en amen. Liewe broer en suster, neem net vinnig die sitplek. Ek herinner net dat die dames net gou agterbly asseblief. Ek gaan tog daar by die deur staan en van ons broers groet wat so lank uitbeweeg. En ek wil net aan dit gee en daarna gaan ons vergadering hou. Ek
wil net vandag ek het nagelaat om vir julle die gedagte van die week net te gee. Ons skrif vanoggend vir die gedagte van die week sluit op aan by ons samesyn Romeine 13 vers 8 lees as volg: Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, die wet vervul. Amen. Yes, ons gee die Here hande vas. Broer en suster, baie dankie. Gaan by ietsie sing. Desiree sê, sy gaan ietsie sing, dan gaan ons uitbeweeg, die manne, en die dames net vandag agterbly asseblief. Dankie. Dis julle weer vir